En vriende, ek gaan nooi om die woord van die Here vanmôre saam oop te maak en ons gaan lees in Romeine 14 vanaf vers 1. Romeine 14 en ons lees vanaf vers 1. Ek lees vir ons voor. Die woord sê vir ons: neem hom aan wat swak is in die geloof. Nie om oor sy gevoelens te oordeel nie. Die een glo dat 'n mens alles moet eet, maar hy wat swak is, eet groente. Sjoe. Dink nou as dit nou die tema was. Hy wat eet, moet hom wat nie eet nie nie oordeel nie, want God het hom aangeneem. Wie is jy wat 'n huiskneg van 'n ander oordeel? Hy staan of val met betrekking tot sy eie heer, maar hy sal staande bly, want God is magtig om hom staande te hou. Die een ag en die een dag bo die ander ag al die dae gelyk. Laat elkeen in sy eie gemoed ten volle oortuig wees. Hy wat die dag waarneem, neem dit waar tot eer van die Here. En hy wat die dag nie waarneem nie, neem dit nie waar nie tot eer van die Here. En wie eet, eet tot eer van die Here, want hy dank God. En wie nie eet nie tot eer van die Here en dank God. Want niemand van ons leef vir homself nie, en niemand sterf vir homself nie, want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe, en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Want hiervoor het Christus ook gesterwe en opgestaan en weer lewend geword, om oor dode sowel as lewende te heers. Maar jy, waarom oordeel jy jou broeder? Of jy ook, waarom verag jy jou broeder? Want ons sal almal voor die regterstoel van Christus gestel word, want daar is geskrywe: so waaragtig as ek leef, sê die Here, voor my sal elke knie buig, en elke tong sal God bely. So sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee. So daar lees ons uit die woord van die Here. Vriende, as ek na hierdie gedeelte kyk, dan is daar 'n paar dinge wat vir ons hier uitstaan, waarna ons hierdie môre wil kyk. Ek gaan u nooi om net so te bly sit, dan gaan ons saam verenig in gebed, en ons gaan net saam bid. Vader, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons vanmôre het, om ons harte in aanbidding voor U te kom neerbuig, om saam as kinders van die Here voor die troon van die hemel by mekaar te kan wees. Dankie Here dat U vir ons tot hier gebring het, dat U vir ons beskik het, dat U in ons gewerk het, en dat ons deel kan wees van 'n groepie mense wat U hier saam geroep het, uitgenooi het na 'n geleentheid waar ons kan kom luister na die woord wat U vir ons bedoel het. En wil ons U vertrou, Here, dat U ons as gemeente sal kom saam snoer, dat ons met groot toewyding en ywer sal inklim en werk vir die eer en die lof van die Here. Dankie vir die voorreg dat ons kan saamkom in U naam, saamkom vir die eer van die Here, en dat ons wat maar eenvoudige mense is, deel kan wees van die wat 'n getuienis kan lewer vir die eer van God. Here, ons is gemeente en ons het baie werksaamhede, baie dinge wat gebeur, en wat 'n wonderlike voorreg om deel te kan wees van so 'n groepie mense, waar ons vir mekaar mag lief wees en omgee, waar ons mag skouers skuur, ja, soms ook yster toelaat om yster te slyp. En wat 'n voorreg het ons, Here, om dit in U naam te kan doen. Help ons om dit te doen waardig U naam. Help ons, Here, om dit so te kan doen dat dit sal wees vir die lof en aanbidding van U naam, en dat ons lewens so sal wees dat dit U sal verheerlik. Here, ons sê vir U dankie vir elke bediening in ons gemeente. Elke persoon wat getrou is en betrokke is. Elke een wat hand opsteek om saam te ywer en saam te werk, en ons wil bid vir 'n seëning uit die hemel uit vir elke so 'n persoon. Elkeen wat betrokke is in elke bediening, elke leier
wil ons bid en vra dat U sal toedek met U kosbare bloed, want daar is soveel aanslae, daar is soveel dinge wat oor ons pad kom. Help ons, Here, om getrou te bly aan daardie roeping, terwille van U, nie terwille van mense nie, maar Here, help ons om saam te ywer vir daardie doel, om mekaar daarin te ondersteun, sodat ons U daarin kan verheerlik. Dankie vir elkeen wat verjaar, ons aanbid U, vir nog 'n lewensjaar wat toegevoeg is tot so 'n lewe. Ons sê vir U dankie daarvoor en ons bid die seën van die Here oor elke so 'n persoon af, wat in hierdie week verjaar vir die jaar wat voorlê. Ons vra Here dat U hulle sal ondersteun, dat U self oor hulle sal ontferm, dat U hulle sal versterk vir die jaar wat voorlê, en dat U self sal verheerlik in hulle elke lewe. Ons sê vir U dankie vir elkeen wat U alreeds aangeraak het, wat siek was, wat beter is, maar soveel wat nog steeds nie heeltemal gesond is nie, kom dra ons aan U op. Elke een wat in hierdie môre nood mag beleef, diep in die gemoed, weet ons, Here, dat een enkele oomblik van aanraking kan die groot verandering bring. En ons weet U is die bron van genesing. Here, ons weet nie net name and claim nie, maar ons buig ons harte voor U en ons kom pleit vir genesing by elke persoon. En as dit die wil van die Here is, wil ons U vertrou, dat U elke persoon sal oprig, sal versterk, en 'n getuienis in die mond sal kom plaas om te kan vertel van die wonder van God, ook in hulle liggaam en hulle lewe. Dankie dat ons saam kan wees, dat ons U daarvoor kan vashou en soos vriende mekaar deur die dak voor U kan kom neerlê, want dit is al wat ons vir mekaar kan doen. Help ons om getrou te wees, om 'n gemeente te wees van gebed, om mekaar op te dra aan die Here, om saam te ywer en so saam te werk. En ja, Here, soms is ons hande vasgemaak, ons kan niks vir mekaar doen nie, behalwe om vir mekaar te bid. Ja, in die laaste weke is daar verskeie mense wat geliefdes verloor het, wat swaar kry, wat seer het, wat hartseer is, wat leemtes beleef, en bid ons, Here, dat U op 'n wonderlike wyse elkeen van hierdie mense sal kom bystaan, sal kom troos en sal kom versterk. Ons bid dat U regtig vir hulle sal ondersteun, om ook deur hierdie moeilike, swaar dal van doodskade weer te gaan, en dat U vir hulle sal oprig en sal versterk, herinner aan die mooi, ondersteun hulle ook in hulle oomblik van swakheid, en word U verheerlik deur dit wat U vir hulle doen. Here, terwyl ons nou die woord het, weet ons leef in 'n omgewing, in 'n wêreld waar daar soveel duisternis is. En wil ons bid vir ons munisipaliteite, wil ons bid vir ons regering, heel eerstens vir die redding van siele, vir die oortuiging van sonde, vir die donkerte wat daar buite is. Help ons, Here, om dit nie toe te laat om binne in ons in te kom nie, maar help ons, Here, om lig te wees in hierdie donker wêreld. En ons vertrou U dat U ons sal toerus daarvoor, dat U ons sal help om daardie verskil te lewe in die dag waarin ons is. Want Here, ons het dit nodig. Hierdie wêreld is besig om ver te verval, en daar's lig nodig in die dag waarin ons leef. Help ons om nie te fokus op die donkerte nie, maar Here, help ons om maar net lig te wees soos wat U wil hê ons moet wees. Maak dit stil in ons hart. Help ons om ontvanklik te wees vir U woord. Praat met ons, Here, want die diensknegt en diensmaagd hoor wat U vir ons wil sê. Ons eer U, ons aanbid U in Jesus naam. Amen. Vers 8 van ons geleesde gedeelte sê die woord van die Here vir ons, want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons dan sterwe, ons behoort aan die Here. Want jou en my lewe, leef ons tot eer van die Here. En of ons nou die kant toe gaan, en of ons nou daardie kant toe gaan, jou en my lewe word altyd gebruik vir die eer van die Here. En ek en jy het 'n keuse. Hoe ons lewe, kan dit gedoen word vir die eer van die Here. En al is ons 'n krom en verdraaide geslag, al is ons maar net mens met soveel tekortkominge, al is ons eenvoudige mens, het ons hierdie wonderlike voorreg dat God het dit so bepaal in sy raadsplan om mense met soveel tekortkominge soos ek en jy te roep vir hierdie lewe waarin ons God kan verheerlik. En ons lewens behoort aan hom. Hy het ons duur gekoop, en hy het ons uitgehaal uit die modderslyk van sonde van die wêreld, en hy het ons opgerig op 'n rots en ons vasgemaak, 'n vaste fondament gegee, en ons het al die rede in die wêreld om dit so te kan leef vir God se heerlikheid, vir God se lof, en vir 'n lewe van aanbidding voor die Here. En as ons kyk na die man Paulus, dan sien ons
Deur sy lewe was dit so sigbaar. En hy sluit homself in by hierdie woorde van hierdie vers. Hy sê, want as ons lewe, dan leef ons tot eer van die Here. En hy's deel van hierdie mense wat hierdie standaard moet leef. En as ons kyk na sy lewe, dan sien ons dit. En daarom wil ek met u vandag praat oor Paulus se lewe van oorwinning. Nou, hy het met baie kinders van die Here te doen gehad. En baie verskillende temperamente te doen gehad. En hy het hierdie pad geloop met baie verskillende gemeentes, en dag vir dag het hy hierdie ondervinding gehad van so 'n verskeidenheid van mense wat in gemeentes betrokke is, en sy roeping was juis in hierdie gemeentes gewees, om daardie gemeentes te vestig, en daardie gemeentes standvastig te maak, sodat hulle dan kan aangaan in die leer van die waarheid van die woord. En as ons dink aan dit, dan sien ons dat elkeen van hierdie gemeentes het hulle eie uitdagings gehad. En nou leer ons by Paulus, nou kom praat hy met die gemeentes, met jou en my. En hy kom deel met ons dat daar deur al die sendbriewe soveel boodskappe was aan kinders van die Here soos ek en jy, dat ons nie maar net moet oorleef nie. Want so maklik kan ons as kinders van die Here by 'n plek kom in ons lewe, wat ons maar net van dag tot dag net oorleef. Ons leef in 'n wêreld wat maar net oorleef. Ekonomies maar net oorleef. Wanneer ons op die paaie van ons dag rondry en jy 'n pothole gemis het, dan is dit ook maar net oorleef. In die ekonomiese omstandighede is daar soveel mense wat maar net oorleef. En dit gaan vir baie mense in ons dag oor om kop bo water te hou. Baie mense in ons dag leef so te midde van al die druk, te midde van al die gebeure van die lewe, kom baie mense op die plek dat dit die kultuur van hulle lewe word. Ons cope net. Ons oorleef en ons probeer maar gaan van dag tot dag. En baie van hierdie gemeentes het ook so geleef. Daarom gaan Paulus na elkeen van hierdie gemeentes toe en hy besoek hulle. Ons lees in die boek van Romeine, hy fokus op die evangelie en hoe dit 'n mens se hart en lewe kom nuut maak en 'n nuwe lewe bring. En is wonderlik, maar soveel mense wat in daardie tyd geleef het, het maar net te midde van dit wat God wou kom doen deur sy evangelie woord, hierdie blye boodskap, het hulle maar steeds net geoorleef. So tussen die vlees en die gees, so tussen die oorwinning en die nederlaag, so tussen die loop en die val, so tussen die oorvloed en die onvermoë. In Romeine lees ons hoe dat hy sê, dat die sterkes is verantwoordelik vir die swakkes. En hy kom leer daar is 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar, sodat elkeen van ons net moet onthou, daar kom 'n dag wanneer ons elkeen die knie voor God sal moet buig. En dit maak nie regtig saak wat ons glo oor dit nie, maar die feit van die saak is, daar kom 'n dag wat elke knie voor God sal buig. En daarom het ons nodig om te let op hierdie woord. In Korinte kom hy en hy fokus, daar's geestelike hoogmoed in daardie gemeente. En hulle sleep mekaar hof toe vir allerlei dinge, hulle kla mekaar aan vir allerlei dinge. En daar's ontheiliging van die nagmaal in daardie gemeente. Daar's sedeloosheid en daar's onenigheid in die gemeente. En nou kom Paulus en hy kom versoek vir hulle en sê maar daar's 'n hoër standaard vir ons as die kinders van die Here in die gemeente van die Here. En te midde van die woord wat hy kom oordra en die lewe wat hy kom leef, is hierdie gemeente op 'n plek wat hulle nie die oorwinning gesmaak het nie. In Galasië leer ons, hy skryf in die boek van Galasiërs, hoe dat hulle moet fokus op die geloof eerder as op die werke. En dat hulle vrygemaak is in die Here Jesus en dat hulle daardie oorvloedige lewe behoort te leef in hierdie vryheid. Maar hulle het gesukkel om hierdie oorwinning te kan smaak. In Efesiërs lees ons, hy leer hulle dat hulle stryd is nie teen vlees en bloed nie. Hulle stryd is nie teen mekaar nie, hulle stryd is nie teen die fisiese aantasbare aanvalle wat rondom hulle is nie. En daarom moet hulle fokus op eenheid, sodat hulle daardie toetse kan deurstaan en daardie aanvalle kan deurmaak.
En te midde van dit het hulle gesukkel om die oorwinning te kan smaak. In Filippi kom hy en hy sê vir hulle daar gaan verdrukking wees, daar gaan valse leringe wees, en daar gaan konflik wees, en daar gaan verdeeldheid wees, en daar gaan al hierdie aanslae wees, en hulle moet hulle self fokus om by daardie plek te wees, dat hulle God kan verheerlik, en hulle verbly, te midde van hierdie drukke, te midde van hierdie omstandighede, en tog was hulle op 'n plek gewees, dat hulle geswoeg het onder allerhande drukte van die lewe. En terwyl hulle moes leef in die oorwinning, het hulle nie geleef in die oorwinning nie, want die dingetjies, die daadjies het hulle vasgegryp. En Paulus wou hulle so graag leer oor oorvloed. Maar hy het dit ook gewys, hy het dit self geleef. Hy het dit net verkondig en het nie geleef nie. Nee, sy hart was vol van hierdie blydskap, sy hart was vol van hierdie vuur, sy hart het oorgeloop daarvan. En ek het 'n ou vriend wat altyd sê, dis nou soos 'n koppie. Wanneer jy 'n koppie tee drink, dan moet jy altyd so kyk, en as 'n mens by die winkel kom en hulle mors met die koppie en dit loop in die piering oor, dan is jy sommer al klaar onstuimig, né? Maar ons geestelike lewens moet so wees. Ons geestelike lewens behoort so te wees, dat die koppie behoort oor te loop van die oorwinning, wat daar in die Here is. En ons behoort so te kan leef, wat ons uit die piering uit kan drink, en veranderd kan offer, so dat in daardie overflow, in daardie oorloop in my lewe, van hierdie oorwinning, dit so na ander toe bedien kan word, in daardie oorwinning van blydskap, in daardie oorwinning van vrede, in daardie oorwinning van daardie rus in die Here. Want ons as mense moet dink hoe God verheerlik word in ons gemeente wees. Ons moet dink hoe God verheerlik word te midde van ons vleeslikheid, te midde van ons gesukkel as mens, en hoe God verheerlik word in ons oorgawe, in ons beperkings, in ons onvermoë. Want hy sê in hierdie gedeelte, sommige mense eet nou die groente en ander mense eet ander goed, en dan begin hulle beklei oor wie eet nou wat. En dan is daar sommige ouens wat nou sekere dae huldig en ander ouens wat nie sekere dae huldig nie, en dan begin hulle beklei oor hierdie dinge, en dan word hierdie goeders nou sulke groot chaos in daardie gemeentes, dat dit nag word. En nou sê hy vir hulle, kom by die dinge verby. Want aan die einde van dit alles, sal elke nie individueel voor God buig. Want of jy nou die dag geonderhou het, en of jy nou nie geonderhou het nie, dit sal voor God geweeg word. Hy sê vir hulle, los mekaar uit. Maak seker jy leef in die oorwinning. Moenie die oorwinning wat God vir jou bewerk het prys gee nie, want as dit maar net dieselfde as die wêreld, wat sê nee dankie vir die bloed, en nee dankie vir die kruis. Sê die kinders van die Here binne na die gemeente, nee dankie vir die oorwinning. Kan jy jouself indink? Dat kinders van die Here, wie hy vrygekoop het uit sonde, sê nee dankie vir die oorwinning wat hy bewerk het. Maar hoe kry ek dit prakties reg? Hoe moeisaam is dit nie, wanneer ons dit in die vlees beoordeel nie? Om hierdie oorwinningslewe te kan lewe, want dit is die lewe wat God verheerlik. Dit is die lewe wat die groot verskil maak. En daarom moet ons die Here vertrou en sê, ag Here, help ons om hierdie lewe te leef. Want die oorwinningslewe wat ons nodig het om te leef, is dit wat God verheerlik. Dan sê die woord van die Here vir ons in Romeine 8 vers 37, sê hy die mooi woorde, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad het. Paulus deel nou in hierdie gedagte, en hy sê dat ons kan hierdie oorwinnaars wees. Dis vir ons moontlik om meer as oorwinnaars te wees. Ons kan deel in sy oorwinning, nie my oorwinning nie. Dis deel in God se oorwinning, in Jesus Christus, wat die dood oorwin het, wat sonde oorwin het, wat die kruis oorwin het, wat die wêreld oorwin het, en ook en jy kan deel in daardie oorwinning. Dis waaroor dit hier gaan. En ons kan meer wees as oorwinnaars deur wat hy vir ons gedoen het. 1 Korintiërs 15 vers 57 sê, maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. So twee elemente van hierdie vers, en die ene element daarvan is daar die dankbaarheid vir die oorwinning, wat die tweede deel is. So ek en jy moet so versigtig wees en vra, Here, help ons, dat ons kan deel in die geheim wat Paulus gehad het. Te midde van ons omstandighede, te midde van dit wat rondom ons gebeur, dat ons van die godsdiens ontslae sal raak en daardie oorwinning van sy lewe ons deel sal kan maak.
Ja, die ongodsdienstiges wou van Paulus ontslaa raak. Hulle wou hom stenig. Hulle wou hom uitwerp in die wildernis, hulle wou hom doodgooi met klippe. Hulle wou gehad dat hy moet soos 'n luisenaar wees wat toegesluit is. Sit by jou huis, doen niks vir die koninkryk van God nie. Daar waar jy niemand pla nie en met niemand karring nie, gaan hê jou oorwinning in jou eie huis. En Paulus se lewe getuig daarvan dat hy gelewe het en nie maar net oorleef het nie. Te midde van 'n skipie wat gesink het, te midde van die klippe wat op hom neergereën het, het sy lewe getuig van hierdie oorwinning. Romeine 13 vers 14 sê, maar beklee julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees, om sy begeerlikhede te bevredig nie. En die middel wat ek hierin vind, wat Paulus daar verkondig, is 'n weg vir jou en vir my, om by hierdie oorwinning te kan uitkom, want die oomblik as ons voorsorg maak vir die vlees wat in ons is die oorwinning daarmee heen. En ek en jy moet sê, ag Here, help ons asseblief om getrou te wees. Dat ons nie sal tevrede wees met die vleeslikheid wat in ons is nie. Dat ons nie sal tevrede wees met die ek wat in my heers nie. Maar dat ons hom sal toelaat om ons daardie oorwinning te kom meedeel. So let saam met my op dit wat Paulus ingeglo het met sy hele wese, waarom hy hierdie oorwinning kon smaak. Hebreë 6 vers 18 sê die woord van die Here vir ons, sodat ons deur twee onveranderlike dinge, waarin dit onmoontlik is dat God sou lieg, kragtig bemoedig kan word. Ons wat ontvlug het om vas te hou aan die hoop wat voorlê, en ons het dit as 'n anker van die siel wat veilig en vas is, en ingaan tot binnekant die voorhangsel, waar Jesus as voorloper vir ons ingegaan het. Kosbare woorde. Twee dele wat gedeel word. Twee onveranderlikes, wat vir elkeen van ons voorgehou word. Die anker van ons siele. Sien, ons vlees sukkel baie maal met hierdie gedagte. Maar hy het hierdie bewustheid gehad in sy hele wese. My vlees is blootgestel, maar my siel is geanker in die Here. Matteus 10 vers 28 sê, en moenie vrees vir wat die liggaam doodmaak nie, maar die siel nie kan doodmaak nie, maar vrees hom liewer, wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. Jy sien, daar word vir ons 'n woord gedeel, wat sê Paulus het verstaan, dat in sy lewe het hy nie nodig om te vrees vir die hier en die nou nie, om nie te vrees vir die mense wat rondom hom was nie, om nie te vrees vir sy tekortkominge in die wêreld waarin hy is nie, om nie te vrees vir die standaard wat mense van hom verwag nie, maar dat hy homself kon vestig op hierdie een saak, dat hy eerder homself sal bring op 'n plek om te vrees vir hom wat in beheer is van sy siel. En dit het hierdie man gedring om aan te gaan met die werk wat hy moes doen. Dit het hom gedring om voort te gaan. Dit het hom gedring om daardie lewe te leef van aanbidding voor die Here. Dit het hom gebring by daardie plek waar hy nie kon vasgevang raak in die dingetjies nie, maar kon fokus op die troon. 2 Korintiërs 7 vers 9 sê, nou is ek bly, nie omdat julle bedroef was nie, maar omdat julle bedroef was tot bekering, want julle was bedroef volgens die wil van God, sodat julle deur ons in niks skade gelei het nie. Hierdie ou kon nie skade lei nie, maak nie saak of die skipie sink nie, maak nie saak wat die mense doen nie, maak nie saak wat die mense sê nie, hy het nie skade gelei nie, want sy skade was nie in die hier en nou nie, sy waarde was in die siel, in die ewigheid, in die koninkryk van God, en dit het hom gedring. Daarom kon hierdie man die oorwinning smaak. Want jy sien, wanneer ons in die hier en nou ons oorwinning vind, dan moet ons weet, mot en roes gaan ons oorwinning verteer. Wanneer ons in die hier en nou ons oorwinning wil vind, dan gaan jy eendag op en eendag af hê. Wanneer ons in die hier en nou ons oorwinning gaan vind, gaan ons altyd tekortskiet, want jy gaan altyd nog meer wil hê, en jy gaan nooit genoeg hê nie. Maar wanneer jy 'n oorwinning vind in hom, en hom alleen, en die liefling van ons siele, dan kan geen van hierdie dinge wat deur mot en roes is ons verniel, of ons seermaak nie. Is jy dalk nog bekommerd oor die vleeslike? Is jy dalk nog bekommerd oor wat die volgende aanval gaan wees?
Is jy dalk bekommerd oor die volgende ding wat vir jou verlies mag wees? Hy sê, dis wat hom aan die gang gehou het, dit wat hom die oorwinning gegee het, is, hy behoort aan die Here. En wanneer hier die wêreld alles verbygaan, voordat daar was die Here daar. En wanneer dit verby is die Here steeds daar. En hy is dieselfde wat hy was. En hy sal vir ewig dieselfde wees. Dit het hierdie man besiel, om vir niks te vrees nie. Lukas 12 vers 18 sê, toe sê hy, dit sal ek doen. Ek sal my skure afbreek en groter bou, en ek sal daar al my opbrengste en my goed insamel. En ek sal vir my siel sê, siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Neem rus, eet, drink, wees vrolik. Maar God het hom gesê, jou dwaas. In hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis. En wat jy gereed gemaak het, wiesen sal dit wees. Jy sien, as ons oorwinning gaan soek op hierdie aarde, dan geld hierdie laaste sinnetjie. Dit wat jy vir die ewigheid bymekaar gemaak het, is dwaaslik. En dit wat jy gereed gemaak het, wiesen sal dit wees. Wat 'n waarborg het ek en jy vandag, dat dit enigstens enigiets werd is. Maar as ons maar net ons skatte bymekaar maak in die hemel, en ons gedagtes fokus daarop, dat ons behoort aan hom, dan sal ons nie toelaat dat die dingetjies van die lewe en die omstandighede wat rondom ons is, ons bring by 'n lewe wat ons net survive nie. Net oorleef nie. Net kop bo water hou nie. Maar ons sal deel in die oorwinning wat God vir ons bewerk het, want ons verstaan waar ons onder hom inpas. Romeine 8 vers 2 sê, want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van sonde en die dood. As ek vrygemaak is van die wet van sonde, waarom in die lewe sal ek nie die oorwinning leef wat God vir my in gedagte het nie? So vriende, om te lewe is om vry te wees. Vry van die wet van sonde, vry van die wet van die vlees. Daarin is die oorwinning. Maar alleen as ek op 'n plek is in my lewe om te leef in die vrees van die Here. So om waar dit kan lewe, moet ek besef dat elke aanval my in die vlees kan raak, maar in die siel is ek vrygekoop. Romeine 10 vers 17 sê, wie roem moet in die Here roem. Romeine 11 vers 30 sê, as daar geroem moet word, sal ek in my swakheid roem. En dan verstaan ons Romeine 12 vers 9 wat sê, sy genade is vir ons genoeg. Galasiërs 1 vers 4 sê, sodat hy ons kan uitred uit die teenwoordige bose wêreld. Ja, ons het hierdie uitred nodig van hierdie bose wêreld, maar ek hoef nie te wag tot eendag wanneer ek uit die bose wêreld is nie. Hier waar ek nou is, kan ek uitgered word, opgelig word, omdat ek gewag het op hom, die liefling van my siel. Ja, ons word oorweldig. Maar as ek deel in daardie oorwinning wat hy vir my gee, dan is dit net die ewigheid wat hierdie oorwinning vir my af kan wegvat. Galasiërs 1 vers 24 sê, en hulle het God verheerlik in my. Ek en jy het die voorreg. As ons deel in hierdie oorwinningslewe, as ons hom toelaat om ons te kom uitred uit hierdie omstandighede, in ons gedagtegang, in ons handel, in ons wandel, as ons hom toelaat om ons in sy genade vir ons genoeg te kom aanbied, as ons hom toelaat om ons swakheid vir ons te kom ondersteun en te kom versterk, dan kan ons so leef vir die eer van die Here, om God te verheerlik. So sukkel jy vandag om in hierdie oorwinning te kan leef, dan kan jy na die Here toe kom en sê, Here, help my om nie meer te fokus op die tydelike nie, maar om te fokus op dit wat ewigheidswaarde het. Galasiërs 5 vers 16 sê die woord van die Here, maar ek sê wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Dis die tweede sleutel wat ek raak sien in hierdie man se lewe. Hy het gesien wat die waarde daarvan is om in die Gees te kan wandel. Omdat hy in die Gees kon wandel, het hy nie maar net geoorleef nie. Hy het waarlik die oorwinning geniet. Tree vir tree en dag vir dag het hy die oorwinning gesmaak. En te midde van soveel dinge kon hy dit gesmaak het, omdat hy verstaan het dat die sleutel lê om te wandel in die Gees. En selfs wanneer die vlees swak is, en hy kies om te wandel in die Gees, dan heers die vlees nie meer nie.
Maar dink mooi, al manier waarop ek vry in oorwinning kan wees, is as ons los kan kom van die vlees wat in ons heers. Vers 13 van Romeine 8 sê, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. Maar as julle deur die gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. So om deur die gees te wandel, is ons besig dan om die werke van die gees, van die vlees, in ons liggaam dood te maak. Daar waar ek oplet in my lewe, dat daar 'n stukkie van die vleeslikheid nog deurkom, om dit te kom neerlê voor die Here, te kom bely voor die Here en sê, Here, ek kan nie in hierdie vleeslikheid aangaan nie. Ek kom lê die vleeslikheid voor U neer. Ek kom offer dit voor U, Here, want dis wat my verhinder om al dieper in te gaan, in gemeenskap en in oorwinning te kan deel wat U vir my bewerk het. So ek en jy kan maar wandel in die gees, maar alleen moontlik as ons die vlees aflê. To walk in the spirit. Om nie die vlees te laat geld in my lewe nie. Om nie die vlees in my lewe vrye teels te gee nie. Om nie die vlees in my lewe onbeheers te laat aangaan en doen wat hy wil doen nie. Om nie die vlees te beskerm wanneer hy ontbloot word nie. Ja, vriende, om die vlees te verraai. Het jy ooit aan gedink dat jy jou eie vleeslikheid moet verraai? Dis nogal iets wat die Here met my keer op keer besig is. As daar 'n swempie van vleeslikheid is, dan sê Here, ek kom bring dit vir U. En ek kom lê dit voor U neer. Wat 'n vleeslikheid is daar vandag, wat jy dalk vir die Here moet kom offer? Hy wil jou onderrig. Hy wil jou kom leer. Hy wil jou kom wys. Maar jy moet gewillig wees om te wandel in die gees en enige sprake van vlees te versaak. Die derde wat vir my uitstaan is Paulus kon staande bly, want Romeine 8 vers 35 sê die woord van die Here vir ons baie mooi. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benoudheid, of vervolging of honger, of naaktheid of gevaar of swaard, of hoogte of diepte of enige ander skepsel of niks, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Wie kan ons skei? En hierdie woorde, wat kan my skei van die liefde van God, het hierdie man gebring by die plek waar hy nie meer ge-worry het oor die lewe nie, want niks kan hom ruk uit die hand van God uit nie. Hy het geweet wat dit is. Hy het geweet wat dit behels. Hy het geweet wat die waarde daarvan is. En daarom kon hy deel in hierdie oorwinning wat God vir hom bewerk het. Hy het sy insig van die woord, dat hy geweet niks kan hom skei nie. Hy het verstaan wat Psalm 139 sê, is Here, U ken my sit en my opstaan. U verstaan my ver van my gedagtes. Here, U weet elke deeltjie van wat in my kop aan die gang is, wat in my hart dag vir dag kom klop. Hy sê, Here, U deurvors my. Hy sê, Here, U werk in my om te wil. Hy sê, Here, in hom te begryp, is vir ons wonderbaar om te dink daaraan. Vir hierdie man was hierdie woorde waar gewees. Hy het verstaan, maak nie saak waar die wêreld om jou neem nie. Al gaan dit na die uithoeke van die hemel, dan is die Here reeds daar. Al gaan dit na die dieptes van die doodryk, hy is reeds daar. Al gaan dit na die uithoeke van die aarde, hy is reeds daar. Niks kan my skei van sy liefde nie. En dit het hom gedring, want God het hom gevorm. Hy het sy niere gevorm. Hy het hom in mekaar ingeweef. Niks kan hom skei van hierdie liefde wat hom in mekaar kom weef het nie. Daarom was hy nie bang gewees vir die lewe nie. Daarom was hy nie vreesagtig gewees vir die lewe nie. Daarom kon hy deel in die oorwinning, want niks kan hom skei van hierdie hand van oorwinning nie. Dit was nie sy oorwinning nie. Dit was die hand wat die oorwinning vir hom bewerk het, en hy is in die palm van hierdie hand gewees. En so kan ek en jy deel in hierdie oorwinning, omdat niks ons kan skei van sy liefde nie. Omdat niemand ons uit sy hand uit kan uithaal nie. Wat 'n wonderlike wete. Soms voel dit vir ons of dit net te veel word, né? Maar dan is hierdie wonderlike getuienis. Niks kan ons skei nie. Die woord van die Here sê vir ons in 1 Korintiërs 2 vers 2. Want ek het my voorgenem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Dis Paulus se hart. Dis wat Paulus kon help om die oorwinning aan te hou smaak. Hy kon dit deel, dit kon sy fokus wees, dit kon sy belang wees, om niks anders te weet nie
as hoe gaan dit tussen jou en die Here? Julle imagine wat in die kerk gebeur as ons op die punt kom. Ek niks anders wil weet nie, ek wil net weet, hoe gaan dit met die verhouding? Romeine 1 vers 9 sê, want God, wat ek in my gees dien, in die evangelie van sy seun, is my getuie hoe ek onophoudelik aan julle dink. Hoor hoe mooi is dit? Hy dink aan hierdie mense, en hy dink aan net een ding as hy aan hulle dink. Wat dink ons baie keer van mekaar? Jong, ja, hierdie ding praat te veel, hierdie ou doen te veel, hierdie ou maak te veel, hierdie ou dit, hierdie ou dat. Al wat Paulus aan gedink het was, Johan en Jesus. Piet en Jesus. Dis al wat saak gemaak het. Net hierdie enkele saak. Niks anders nie. En dit tref my nogal. Onophoudelik. Net hierdie een gedagte. En dis hoekom hierdie man Paulus hierdie oorwinning kon leef. Want hy het nie vasgevang geraak in die nitty-gritty. Piet het op my parkeerplek geparkeer nie, en Jan het op my sitplek gaan sit nie. Hy het nie vasgevang geraak in die nitty-gritty van al die detail van die goeders nie. Hy het gefokus op net een enkele saak. Hoe gaan dit geestelik? Hoe gaan dit met jou siel vandag? Hoe gaan dit vandag in jou gemoed? En het jy jouself al vanmôre afgevra, die persoon wat langs jou sit, hoe gaan dit met sy siel? Net een enkele fokus. Jesus. Nie die sitplek wat gebreek is nie, nie die venster wat stikkend is nie, nie die klank wat nie lekker werk nie, net Jesus. Sy wese, sy karakter wat in my gestalte vind, sy hart wat my hart moet wees, sy werk wat in my moet sigbaar word, sy wil wat my wil moet wees, sy lewe wat deur moet sypel tot in my lewe, sy verlossingsplan in my lewe, sodat ek in sy beeld al meer en meer aan hom gelyk kan wees. Want hy is die oorwinnaar. En as ek en jy op dit kan fokus, dan fokus jy nie meer net op my oorwinning nie, dan fokus ek op jou oorwinning in die Here. Die leidsman en die volëinder van ons geloof. Die oog gefestig op hom alleen. Onverdeelde hart op hom alleen gerig. En niks anders maak meer saak. Dink hoeveel keer word ons oorwinning belemmer deur al die ander dinge. Kan ons nie maar sê, Here, ons wil niks anders weet as net Jesus nie. Dan word ek al minder en hy al meer. Dan word ek vernuwe in my gemoed om anders te dink oor die lewe. Dan neem ek elke gedagte gevange, want die oorwinning is wat saak maak. En Jesus Christus is die fokus. Dan streef ek daarna asof ek die prys kan verkry. Dan vergeet ek alles wat agter my is en ek strek my uit na wat voor my is. En ek kan deel in dieselfde oorwinning wat hy gehad het. Nog iemand ek sien van Paulus, is hierdie man het gesterf van homself. 1 Korintiërs 15 vers 31 sê, ek sterf dag vir dag, broeders, so waar as ek op julle roem in Christus Jesus, ons Here. Paulus sê, dag vir dag maak ek myself tot niet. Dag vir dag verneder ek myself, dag vir dag haal ek myself soos Lego blokkies uitmekaar uit voor die Here. Dag vir dag kom lê ek my lewe voor God neer, en as ek dit nie dag vir dag, oomblik vir oomblik gaan doen nie, dan gaan ek nooit in sy oorwinning kan deel nie, want ergens gaan iets my irriteer of iemand gaan my irriteer. Sterf ons nog dag vir dag? Want hierdie om te sterf vir myself is ultimate heiligmaking. Hierdie om te sterf vir myself is om alles op die altaar neer te kom lê. Hierdie om te sterf vir myself is die probleem van die dag. Want dis hoekom ons allerlei ander dinge het, want die sterf van onsself is te duur. Jy sien, as ek sterf vir myself, is my ideale heeltemal anders. My planne, my doelwitte, my belange. Matteus 10 vers 39 sê, wie sy lewe vind, sal dit verloor. En wie sy lewe verloor om my ontwil, sal dit vind. En daarom moet ek en jy sê, Here, help ons
om hierdie kultuur in ons lewens te huldig, om dag vir dag my lewe te kom neerlê. Keer op keer, oor en oor, weer en weer. Die oomblik as die vlees sy kop uitsteek, Here, ek kom lê dit neer, ek kom kruisig myself. Hoor wat sê Lukas 14 vers 26. As iemand na my toe kom en hy haat nie sy vader en sy moeder en sy vrou en sy kinders en sy broers en sy susters, dankie tog ek het nie die Bybel geskryf nie, dan sou ek gesê het en sy skoonma. Ekskuus mami, waar is jy? Ja, selfs ook sy eie lewe. Kan hy my disipel nie wees nie. Vers 27 sê, en elkeen wat sy kruis nie dra en agter my nie aankom nie, kan my disipel nie wees nie. Is dit dalk hoekom ons sukkel? Ons haat alles behalwe onsself. En daarom kan ons nie disipels wees as God wil hê ons moet wees. Lukas 14 vers 33 sê, so kan dan ook iemand van julle wat nie afsien van al sy besittings my disipel nie wees nie. So vriende, dag vir dag, tree vir tree, kom offer ek myself. 1 Korintiërs 9 vers 15 sê, maar ek het van geen een van hierdie dinge gebruik gemaak nie. En ek skryf dit nie met die bedoeling dat dit so met my moet wees nie, want dit sou vir my beter wees om te sterwe as dat iemand my roem sou verydel. Sê ek stel nie belang in allerlei roem nie. Ek stel nie belang in 'n fancy naam of 'n fancy belang nie. Maar dit sou beter wees dat ek moet doodgaan as dat iemand moet sê, "Wow, jy's die ou." Paulus vind die gedagte beter om heen te gaan as om te verruil met mense roem. Is ek en jy bereid om ons lewens so voor die Here neer te lê? Daarom kon apostels gemartel word tot die dood toe. Daarom kon Paulus sê het vir hom beter as hy sou sterf. Daarom kon hulle leef vir die heerlikheid van God, en die heerlikheid van God kon aan Stefanus se gesig sigbaar wees toe hom doodgaan met klippe. Want hy geweet wat dit is om te sterf van homself. So teen tyd wat die klippe geval het, was Stefanus lankal weg. Is dit nie mooi nie? Wanneer ek dood is, herlewe ek nie weer nie. Nee, ek het gesterf vir myself. Wanneer ek dood is, kan ek nie weer CPR gee nie. Ek kan nie nog lug inblaas nie. Ek kan nie nog 'n stukkie van die vlees weer in die gang kry nie. Ek kan blaas en blaas soos 'n wolf tot einde van daartoe. Maar ek is dood vir hierdie wêreld. En ek is dood vir die sonde. En ek is dood vir die natuur. En ek is dood vir hierdie lewe. Maar ek lewe vir Christus. Die laaste ding wat ek graag wil wys is Filippense 1 vers 21, waar die woord van die Here vir ons sê, want vir my is die lewe Christus en die sterwe is wins. Paulus sê, hy kon staande bly, hy kon deel in hierdie oorwinning, hy kon deel in hierdie belewenis wat God vir hom gegee het, want vir hom was Jesus die lewe. Paulus kon die oorwinningslewe smaak. Hy kon dit tree vir tree hê, want dit was nie sy lewe nie, dit was Jesus se lewe. En Jesus was vir hom die lewe, en Jesus was vir hom die doel, en Jesus was vir hom die fokus, en hy kon lewe in sy waarheid, in sy oorwinning, nie meer self probeer nie. Jy sien, ons probeer oorwinning behaal, jy gaan dit nooit regkry nie. As jy nie deel in sy oorwinning nie, sal jy nooit jou eie oorwinning behaal nie. En ons kan probeer tot einde van dae toe. As jou lewe dalk gedefinieer deur jou bates, jy gaan teleurgesteld wees. Is jou lewe dalk gedefinieer deur jou vriende, jy gaan teleurgestel word. Is jou lewe dalk gedefinieer deur jou kalender wat besig is, of jou sosiale kalender, of jou familieplan, of jou beleggings, of die buurt waarin jy bly, of hoe mooi die heining voor jou huis is. Dit is gevaarlik. Want as dit nie Jesus Christus is wat vir jou die lewe is nie, dan sal die sterwe nooit vir jou 'n wins wees nie. Wat Paulus eintlik sê is, die Here Jesus is my môre. Het jy al gehoor as ek baie keer jou groet, dan sal ek vir julle sê môre môre? Dan sê mense nee, doen meestal aand. Sê ek nee, dit is môre in my hart. Is Christus jou middag? Is Christus jou aand?
Is hy jou rus? Is hy jou anker? Is hy jou ywer? Is hy die een wat jou dring? Is hy die een wat jou druk? Is hy die een wat jou stuur? Is hy die een aan wie jy behoort? Want as hy is, dan sal vir my 'n kroon weggelê in Christus Jesus. En solank as wat Christus nie vir jou my en jou die lewe is nie, sal die sterwe nooit 'n wins wees nie. Filippense 3 vers 7 sê, maar wat vir my die wins was, dit ek om Christus wil skade geag. Ja, waarlik. As jy nie die dinge van jou lewe as skade sien nie, kan jy Jesus nooit as wins kry nie. So, kom ons toets onsself. Wat is die ding wat vir ons wins is in die lewe? Hoeveel kontant is in my beursie? Hoeveel geld in die bank? Hoeveel eiendom het ek? Dis nie wins nie. Dis nie van waarde nie. As Christus Jesus nie vir my die lewe is nie, kan niks vir my ooit wins wees nie. En as hy vir jou die wins van jou lewe is, kan niks in hierdie lewe ooit vir jou weer van waarde wees nie. Vriende, is dit nie hoekom ons sukkel om die oorwinning te smaak nie? Ons vind te veel waarde in die hier en nou. En dan sal ons mekaar baie maal beïnvloed met die waardes. Hierdie ding is vir my waardevol, of hierdie ding is vir jou waardevol. En dan beoordeel ons baie keer mekaar se waardes. Man, daai is nie regtig waardevol nie. Kyk, myne het meer waarde as joune. En ons kan leer van Paulus af. So mag die Here ons regtig waar help. Om ons lewens so te oordeel voor die Here en te toets voor die Here en sê, ag Here, kom wys vir my. Wat van hierdie dinge wat ek in Paulus se lewe raak sien, hoekom hierdie man hierdie oorwinning kon geleef het, mis ek dalk. En help my, Here, om alles wat tussen my en U staan, wat my verhinder om in die oorwinning te kan leef, te kom neerlê. Ons buig ons harte, kom ons bid saam. Wonderbare Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg van U woord. Van hierdie man Paulus wat vir ons die voorbeeld geleef het. Ja, Here, vir hom is dit werklik waar so, dat ons kan sien in sy lewe dat hy het gedeel in daardie oorwinning. Te midde van 'n doring in die vlees, te midde van die vleeslikheid wat vir hom swaar was om te verdra, te midde van die liggaam van die dood wat vir hom moeisaam was om te verwerk, was U genade vir hom genoeg. En Here, daarom kan ons vandag sê, soos 'n ou Paulus, begeer ons om in daardie oorwinning van die Here te kan deel. Here, help ons om die regte fokus te hê. Help ons om die lesse te leer uit Paulus se lewe. Help ons, Here, om alles wat ons verhinder daarvoor eenkant te skuif, want 'n lewe van oorwinning is vir die eer van die Here. En Here, as ons nie die oorwinning leef nie, kan ons God nie eer nie. En baie maal sukkel ons, omdat ons baie ander dinge ons fokus maak, eerder as dat U alleen ons fokus moet wees. Help ons, Here, om ons self uit te verkoop, om alles eenkant te skuif, om niks meer toe te laat nie, en om net te deel in die oorwinning wat U lank reeds vir ons behaal het. En ons eer U vir dit, in Jesus naam. Amen. Nou kom ons staan en gaan ons lied saam sing om die diens mee af te sluit. Neem my lewe, laat dit Heer, U gewy wees meer en meer. Baie dankie.
elkeen wat vanmôre hier was. Ons bid die seën van die Here oor u. En mag die Here vir u ondersteun in die dag wat voorlê. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die opsoekende gemeenskap van die Gees van God wees en bly met u elkeen. Om te deel in daardie oorwinning wat hy vir u in gedagte het, totdat hy ons kom haal.